Goeienaand almal. Net so 'n kort boodskapie vanaand. En ek vra 'n vraag. Onthou julle Lot se vrou? Nou, dit is 'n storie van in die eerste plek redding, maar dit is ook 'n waarskuwing aan elkeen wat nie gehoorsaam is aan God se gebooie nie. In die eerste plek sien ons, God red haar vanuit 'n sekere dood en vernietiging. En net so doen God vandag nog. God red ons vanuit die dood as gevolg van die sonde. En hy maak ons weer geestelik lewendig deur die bloed van Jesus en die werking van die Heilige Gees. En dit kan ons lees in Efesiërs 2 vers 1, Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Volgende sien ons dat hierdie vrou 'n baie spesifieke opdrag kry. En dit is 'n opdrag om hierdie boodskappers van God gehoorsaam te wees. En net so het God ook deur Jesus en sy apostels verskeie opdragte oorgedra deur die verkondiging van die evangelie. Hierdie vrou is aangesê om nie om te kyk nie. Maar sy was ongehoorsaam aan God se opdrag. En ons weet wat het met haar gebeur. Sy het verander in 'n soutpilaar. Maar daardie selfde waarskuwing om nie om te kyk nie, staan vandag nog. Wanneer ons ongehoorsaam is aan God se woord, dan verander ons hart in 'n hart van klip. Maar wanneer die Here jou red vanuit jou sondes en jy wedergebore word deur water en gees, so Johannes 3 vers 5 vir ons geskryf is, maar jy keer weer terug na jou ou vleeslike en sondige mens, dan is jy nie geskik vir die koninkryk van God nie. Dis nie ek wat so sê nie. Staan so geskryf in die Bybel. Ons lees Lukas 9 vers 62. 9 vers 62. En Jesus antwoord hom: niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Baie duidelik. As jy weer terugval in jou sondige weë, daai gruwelike goed wat jy doen teenoor God, is dit beter dat jy eerder nooit hierdie weg na geregtigheid leer ken het nie. Om weer terug te keer na 'n lewe van sonde en ongeregtigheid is soos 'n gewaste sog wat weer in die modder gaan rol. En Petrus skryf dit vir ons in 2 Petrus 2 vers 20
tot 22. Want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker, Jesus Christus, die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Maar oor hulle het gekom die ware spreekwoord. Die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel en die gewaste sog om in die modder te rol. So wanneer ons nou weer opsetlik gaan begin sondig en weer verval in hierdie verderf en hierdie verlokkinge van die wêreld, dan is daar geen offer meer vir ons sonde nie. Aan so 'n persoon het God geen welbehae nie. En dan bly vir hierdie persoon net 'n verwagting van oordeel en die hel. Dit sal wees asof God jou nooit geken het nie. Moet nie speel met God se genade nie. Ons lees in Hebreërs 10 vers 26, 27, 38 en 39. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Dan vers 38, maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Laat ons nie onkundig wees nie, vriende. Maar kom ons bestudeer self ons Bybels. En laat ons gehoorsaam bly aan ons Here Jesus Christus. En laat ons altyd dink aan dit wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Amen.